Goeiemôre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 1 April die jaar 2026, en dis 'n lieflike dag deur almal geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, en vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor Jesus se doel. Kyk, elkeen van ons het 'n wilsbesluit. Ek wil die Here dien, of ek wil hom nie dien nie. Nou, ek gaan twee gedeeltes hier in die woord deel, een waar mense God nie wou aanvaar nie, en een waar iemand so angstig was om hierdie Jesus te ontmoet, dat hy sommer net vooruit gehardloop het. So ons lees eerste in Lukas 9, en ek gaan lees hierso waar die Samaritane Jesus afgewys het, weggewys het, vanaf vers 51. En toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy die disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat daar vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos wat Elia ook gedoen het. Maar hy draai hom na hulle om hulle te bestraf en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die seun van die mens het gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar om dit te red. Hulle het na 'n ander dorp vertrek. So die Here het gekom om ons te red, nie om ons dood te maak nie. Dan lees ons hier van Saggeus. Nou ons weet van die verhaal wat ons al gelees het, Saggeus was nou nie 'n goeie man gewees nie. Hy het van mense gesteel. Maar hy het 'n begeerte begin ontwikkel om hierdie Jesus te wil ontmoet, en hy wil hê dat hierdie Jesus sy lewe moet verander. Lukas 19. En hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan, en daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Hy het vooruit gehardloop en in die wilde vrye boom geklim, sodat hy kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sien hom, en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En hy het toe gou afgeklim en hom met blydskap ontvang. En toe hulle almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Is ons nie maar almal so nie? O, kyk al die Here het bemoeienis met daai persoon gemaak. Kan dit wees? Hy staan so sondig. Wie is ons om te kom oordeel? Maar Saggeus het gaan staan en hy het vir die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n kind, 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek, om te red wat verlore was. So die Here soek vandag nog mense wat verlore was. Dis amper Vrydag. Dis amper die tyd wat ons die kruisiging van Jesus gaan vier. Moenie nalat om in gedagtenis te neem, wat het Jesus vir ons gedoen nie. Hy het gekom om te soek, om te red wat verlore is. Wil jy nie bemoeienis met hierdie Jesus maak nie, wil jy nie vooruit hardloop nie, en sê, Here, ek kan nie wag nie. Soos daardie man aan die kruis, wat het hy gesê? Here, dink aan my. Sê ook vandag, Here, dink aan my, wees my genadig, kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons het U nodig. Here, baie dankie dat U gekom het om te soek die wat verlore is. Here, dat ons tot redding kan kom. Here, vergewe ons, kom was ons skoon. Here, kom reinig ons. Here, sodat ons een met U kan wees, ingeënt in die wynstok. Here, sodat ons meer en meer van U kan kry in ons lewe, sodat ons tot bekering kan kom en U ons sondes vergewe, sodat sou U kom op die wolke, want ons weet nie watter dag U sal kom nie, dat ons saam met U sal vertrek, op 'n plek waar ons nooit weer hartseer gaan hê nie, nooit weer gaan huil nie, nooit weer bekommernis gaan hê nie, 'n ewigheid saam met U, en ons gaan heers as konings, halleluja, amen en amen.